van u goedheid in ons. Here, dankie dat ons vanoggend iets kan beleef van dit wat u vir ons kom gee elke dag. Here, dankie vir die vrouens in ons lewens en dat ons vanoggend moeder wees kan eer en vir u dankie sê, Vader, dat u vir ons iets kom wys van u hart, ook deur ons moeders, deur ons vroue, deur die mense in ons lewens wat omgee, wat daar is wanneer ons hulle nodig het. Here, ons dankie vir die feit dat ons vanoggend in u teenwoordigheid mag wees. Here, dankie vir u woord van lewe. En ek bid nou vanoggend dat u vir ons dit sal seën en sal oopbreek in ons harte, in ons gees, in ons menswees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek weet nie wie van julle het al 'n reis beplan nie. Ek glo almal van julle het seker al in julle lewe iewers 'n reis beplan. Iewers in julle lewe al 'n vakansie beplan. So het ek en Adel so 'n paar jaar terug die voorreg gehad om so 'n paar weke vir die eerste keer in 'n lang tyd 'n paar weke te kan gaan vakansie hou en ons was hier in die Cederberge en hierdie vakansie het 'n lang beplanning gevat. Om die waarheid te sê, dit het 2 jaar gevat want dit kon nie gebeur aanvanklik die vakansie wat ons graag wou doen nie. En uiteindelik het dit gebeur dat ons kon wel wegbreek en 'n baie nodige rustyd gekry het. En ons het 'n sekere beplanning gehad en op 'n stadium het Adel vir my gesê, maar wat gaan ons vir 3 weke moet doen hier tussen niks en nêrens. Dit was nou voor die tyd. Maar ons het gegaan en ons was voorbereid en ons was reg en ons karretjie was gepak tot by die dag toe en ons het heerlik gaan afpak. Maar toe kom die Here en hy verras ons bietjie in hierdie tyd met so 'n draadjie in ons vakansiestorie. En wat ons gedink het gaan net 'n lekker tyd wees van rus en ontspan en 'n bietjie net weer mens word, net weer 'n bietjie normaal raak. Maak die Here dit eintlik 'n sabbatical vir ons. En kom ontmoet hy vir ons op 'n baie interessante en 'n nuwe manier. Die gevolg is die feit dat ek vanoggend hier voor u kan staan. En so die Here begin om eintlik 'n paar jaar terug al die reis te begin met ons wat voltooi is in die beroep hiernatoe. Dit was net vir ons hierdie ongelooflike interessante ervaring, dat hoe die Here met ons die pad gestap het, en ons het 'n klomp vrae vir die Here gehad op daardie stadium, en die Here het vir ons nie altyd die antwoorde gegee soos wat ons gedink het, ons wil dit hoor, of wat ons presies, hoe ons dit presies moet hoor nie. Ek weet nie of jy al so ervaring gehad het, ek weet nie of jy dalk al iets beplan het wat nie heeltemal uitgewerk het soos wat jy dit op daai oomblik beplan het, en soos wat jou reis dalk geëindig het, soos wat jy dit in detail voor die tyd uiteengesit het nie. Hier in Lukas 24 lees ons van 2 manne wat so gereis het na Jerusalem. Hulle was op pad terug van Jerusalem af. Hulle was na Jerusalem toe gewees vir die Paasfees, soos goeie Jode. En ons weet nou nie of hulle elke jaar gegaan het nie, en of dit 'n unieke keer was wat hulle gegaan het nie, maar hierdie 2 manne was daar gewees tydens Paasfees, en nou op Sondagmôre, Sondagoggend, na die Sabbat, staan hulle sekerlik vroeg op, hulle pak hulle sakkies, en hulle pak die pad terug aan na hulle dorpie Emmaus. Ons lees van die Emmausgangers. Emmaus is die dorpie waar hulle gebly het. Ek het 'n kaart gemaak en ek is seker julle gaan niks kan sien op die kaart nie. Maar daar waar die rooi pyltjie dingetjie doetjie is Emmaus. En net so 'n bietjie daarvandaan is Jerusalem. So daar in Jerusalem, daar's Emmaus, so 'n bietjie af is Bethlehem en so 'n bietjie regs is Bethany, Betania. Nou Betanië was die plek wat julle sal onthou waar Jesus en sy disippels gebly het in die week ter voorbereiding van die Paasfees en wat Jesus se laaste lydensweek was voordat hy gekruisig is. Hulle bly op hierdie stadium op in Jerusalem, die manne, en nou gaan hulle terug na Emmaus. Emmaus is so
12 km, so tussen 11 en 12 km van Jerusalem af. So, ek het dit so plus minus in my kop, dis seker so ongeveer amper by Ceres, nee. Julle sal nou beter weet as ek, julle ouens wat elke dag ry of terug Breederivier se kant toe, nee, ek het so plus minus, nee, ongeveer. So die manne het nou die pad aangepak en hulle is op pad terug na die dorp toe. En terwyl hulle besig is om te stap, is hulle diep in gesprek. Eintlik, die Engels sê eintlik, het hulle geargumenteer, met ander woorde, hulle was diep in 'n bespreking gewees oor die naweek se gebeure. En die skrifgedeelte sê vir ons dat hulle was disippels, met ander woorde, hulle was mense wat vir Jesus gevolg het, hulle was mense wat vir Jesus geken het, nie deel van die 12 disippels nie, maar as Jesus heel waarskynlik in die omgewing was, het hulle gaan luister na hom, het hulle gaan kyk, gaan by hom aangesluit. Miskien het hy selfs op 'n stadium in hulle dorp tuis gegaan. En terwyl hulle op pad is en probeer sin maak van hierdie gebeure, want hulle pad wat hulle beplan het om Paasfees op te gaan Jerusalem toe, werk toe anders uit as wat hulle gedink het. Hulle het seker verwag om vir Jesus daar te sien, hulle het seker gehoor hy is in die omgewing, en die verwagting was dat hierdie man, hierdie profeet, en as jy nou die teks gaan lees, dan sal jy sien, hulle praat van die profeet van Nasaret, wat hulle gehoop het, Israel sal kom verlos. Met ander woorde, hulle idee van Jesus was, hy is die Messias, maar in hulle verstaan van die Messias. Hy is die een wat gaan terugkom, en hy gaan die regering kom oorneem, die troon kom opklim, en hy gaan kom Israel weer herstel en van die Romeine ontslae, en dan gebeur presies die teenoorgestelde. Jesus word gekruisig. Jesus sterf. Hoe nou? Wat nou? Wat het nou gebeur met ons storie? Wat het gebeur met ons beplande, verwagte reis? Uit die aard van die saak moes hulle totaal en al verward gewees het, want wat het nou gebeur? Ons het gedink, hier gaan ons nou verlossing kry. Hier gaan ons nou weer kan terugklim en wees wie ons moet wees. En presies die teenoorgestelde gebeur. En teleurgesteld letterlik stap hulle saam terug huis toe. En dan die volgende oomblik lees ons, begin Jesus saam met hulle stap. Hulle was seker so 2, 3, 4 km van Jerusalem af, en die volgende oomblik kom hier 'n man nie langs hulle in en luister na hulle en sê, maar waaroor is julle nou so diep in gesprek? Waaroor praat julle nou so ernstig? En hulle is eintlik verbaas. Hulle is verbaas. Hulle sê, want uit die aard van die saak moes hy nou ook van Jerusalem afgekom het. Sê, is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die gebeure nie? En Jesus vra vir hulle, maar wat het gebeur? En hulle sê vir hom, van Jesus van Nasaret, wat nou so gekom het en wat gekruisig is. En dan reageer Jesus op 'n baie interessante manier. Eers sê hy vir hulle, hoekom is julle so blind? Hoekom is julle so blind van hart, van verstand, dat julle nie verstaan waaroor die skrif gaan nie, dat julle nie verstaan wie die Messias werklik moes wees nie, en is nie. En dan begin hy, en hy verduidelik vir hulle die skrifte, en hierdie teks sê vir ons, hoe hy dit uitlê van Moses af, dwars deur die profete, met ander woorde, die totaliteit van die Ou Testament, van die Torah af, dwars deur die psalms, dwars deur die profete, wys hy vir hulle, dat die Messias, wie die Messias werklik is, en dat Jesus eintlik die een was wat die Messias is. Maar tog, nogtans ten spyte hiervan, verstaan hulle nie. Maar Jesus kom en hy stap in hulle storie in. Hy kom stap in hulle verwondering in. Hy kom stap in hulle eie verdwaasheid in. En so stap Jesus saam met my en saam met jou. So stap hy saam met ons in ons storie. Elke dag in ons lewens. Jesus kies die gemarginaliseerdes.
Jesus kies die mense wat op die buitekant staan, want ons sien dat Jesus in die eerste plek verskyn, wanneer hy opstaan, aan die vroue, of in Johannes die Evangelie sê hy aan Maria Magdalena. Maria Magdalena, wat 'n onsinnelike keuse. Ek bedoel, as dit nou ek en jy was, sou dit heel waarskynlik die laaste mens gewees het wat ons sou aan verskyn. Maria Magdalena, die vrou uit wie 7 demone gedryf is. Die vrou wat 'n prostituut was. En Jesus kies om eerste aan haar te verskyn, nadat hy opstaan. Nie die disippels nie. Kyk, as dit nou ek en jy was, sou ons heel waarskynlik eerste aan die leierpriesters gaan verskyn het, en eerste aan Pilatus, en eerste aan die Fariseërs en Nikodemus, en gesê, kyk, hier is ek, ek het gedoen wat ek kon sê. Nee. Jesus verskyn aan die vroue. En dan stap hy saam met 2 manne op die pad. Hy verskyn nie eers selfs aan die disippels eerste nie. En as ons net na die disippels gaan kyk, 'n groep mense wat ek en jy beslis nie so gekies het, as mense om ons te volg, as ek en jy die Messias moet wees nie. Mense wat in ons oë totaal op die kantlyn staan, en vandag se samelewing kan ons 'n klomp goed daarby voeg. Maar mense wat beslis nie in die verstaan van die dag, die mense moes wees, wat sy kerk sou vestig, en wat sy volk in die gedaante van die kerk, sy volk sou voorsit nie. Nee, hy kies 12 baie vreemde, uiteenlopende mense met baie interessante persoonlikhede en temperamente. En hier kom Jesus en hy verskyn aan die 2 mense in Emmaus. Lukas kies om hierdie storie vir ons te vertel. Ons weet nie regtig hoekom nie. Ek het nogal gewonder oor die vraag. Baie oor hoekom het Jesus besluit om aan die 2 Emmausgangers te verskyn. Hoekom aan hierdie 2 ouens wat hier van Jerusalem afloop? Hoekom besluit Lukas om hierdie storie neer te skryf? Ons weet nie regtig nie, ons het nie regtig 'n antwoord daaroor nie. Daar is 'n paar redes wat ons daar kan verstaan as ons dit gaan verder. Maar nou kom Jesus en hy stap in hierdie mense se storie in. Hulle bespiegel oor wat gebeur het. En Jesus vir hulle uit daaroor. Kan jy nou dink, as dit nou vandag sou gebeur, dan sou CNN of Media 24 heel waarskynlik berig het, daar word beweer dat Jesus, die groot profeet wat gekruisig is, omdat hy as 'n verloonaar van die volk uitgeken is, gekruisig is, dat hy opgestaan het. Ons vermoed dat daar is vuilspel betrokke. Ons sal die saak ondersoek en vir julle later berig oor wie was nou eintlik verantwoordelik vir die simpel storie. Miskien sou Fox News of Marula bietjie anders berig het en gesê het, maar ons hoor dat Jesus van Nasaret wel opgestaan uit die dood uit, maar ons kan dit nie bevestig nie, maar ons sal ondersoek, en dan mag dalk 'n waarheid wees, want hy het sulke goedjies gesê terwyl hy was. Daar's mense wat so iets onthou, maar ja, ons is daar nie seker oor hierdie saak nie. Ons sal wel berig daaroor. En so stap Jesus saam met hulle in hulle storie, in hulle verdwaasheid, in hulle nie verstaan van hom. En dan kom hulle by die dorp aan. En nou doen Jesus 'n baie interessante ding. Hy maak asof hy nou gaan verbyloop. Of hy wil aangaan. Wat hy vir hulle sê is dat nee, kyk, ek gaan nou aangaan, julle kan nou maar aangaan, en ek wonder baie keer, hoekom het hy dit nou gedoen? Was dit om hulle te toets, om te sien of hulle nou werklik waar hom wil saamloop? Hulle sê, nee, kom saam met ons, kom slaap by ons, kom eet by ons. En miskien is dit soos met na kerk, sê jou vriend vir jou, kom braai gou 'n choppie saam met my. En jou reaksie is, jy dan baie is vir daai choppie maar, jy weet hom nie, ek wil nou nie ontydig wees, jy weet, ons het ons nou nie voor die tyd gereël nie. En
is gaan die vrou okay wees daarmee? Jy weet, het jy daarom met jou vrou bespreek, terwyl ons nou by Moedersdag is. As jy, maar hier in diep in jou hart wil jy eintlik saamgaan, maar jy is nie seker nie. Of dit kan wees dat Jesus dood eenvoudig eintlik net betoets. Het hulle iets gehoor van wat hy vir hulle gesê het vir 10 kilometer se stap, né? 10 kilometer se stap, as jy nou 'n goeie hardloper is dit, Hendrik, jy met my help, dit seker omtrent so uur na uur en 15 minute se draf, as jy nou regtig goed hardloop, stap seker so 2,5 ure se stap, miskien nog selfs langer, want dit was ook nou nie ons paie nie. En na 2-3 ure se praat en verduidelik van die skrifte, wonder Jesus, het julle regtig gehoor wat ek gesê het? Maar dan sê Jesus, nee, ek sal saam met julle ingaan. Dan lees ons in vers 30. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. Hulle oë word geopen en skielik herken hulle hom. Nou dit is 'n baie interessantheid. Hoekom hulle hom nie herken het nie? Ons kom nou terug daarna toe. Hulle kry 'n wow openbaring. Nou daai wanneer iets skielik vir jou duidelik word. Daai wanneer iets skielik vir jou sin maak. In teologiese taal sal ons sê dit is wanneer jy die openbaring kry van die verstaan van wat hierdie teks, hierdie skrif vir my sê. Die Grieks praat van die logos, die geopenbaarde woord, die gespreekte woord, en die rema, die woord wat lewe bring, opspring in 'n mens. So iets gebeur in hulle. En die interessante is dat hierdie oomblik is so groot, dat hulle opspring en terughardloop. Ons lees in vers 34 van die hoofstuk, sien ons hierso, hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Onmiddellik spring hulle op. Hulle sit nie en sê vir mekaar, luister, kom ons maak gou hierdie ete klaar, kom ons rus net so 'n bietjie, want ons het nou net so pas 3-4 ure gestap nie. Nee. Hulle hardloop, spring op, hulle haas hulle terug, sê die een vertaling. Hulle haas hulle terug na Jerusalem toe. Iets gebeur met hulle. En dis is die vraag, wat het gebeur? Hulle word verander van aanhangers na volgers. Hulle verander van aanhangers na volgers. In Engels klink dit eintlik beter, nee. From fans to followers. From fans to followers. Julle wat baie op sosiale media is, of jong mense, julle sal verstaan waarvan ek praat. Daar's baie mense wat ons aanhang op sosiale media. Ons kyk na hulle posts, ons sien hulle plasings, ons sien wat hulle neersit. Ons volg hulle selfs op 'n manier. Ons kyk na die videogrepe wat dalk op Facebook is, of op TikTok is, of op YouTube. Luister ons na wat hulle sê, en dan so nou en dan is daar iets wat jou so aangryp dat jy die like knoppie druk, nee, die hou van. Jy sit die duimpie daar, nee. Ek hou hiervan. As dit jou so tref, gaan jy dit selfs aanstuur vir iemand, of jy gaan dit op jou eie blad, of jou eie profiel, gaan jy dit plaas. Hier gebeur iets met hierdie ouens, wat hulle verander, dat hulle nie net mense is wat van Jesus weet nie,
Dat hulle nie net mense is wat hom gevolg het en wanneer hy daar was, na hom geluister het nie, maar dat hulle werklik iets in hulle gebeur wat hulle volgers maak. Hulle oë gaan oop en hulle word van aanhangers verander na volgers. Wat gebeur in hulle lewe dat skielik van een oomblik waar hulle geweet het en hulle eie verwagtinge gehad het van hierdie Messias. En miskien het ek en jy 'n sekere idees van wie Jesus moet wees, van wat hy moet wees, van hoe hy moet wees, en dit verander na wie is hy werklik? Hoekom? Dis die vraag wat ons moet vra. Hoekom het dit gebeur? En die antwoord is, hulle oë word geopen. Hulle oë word geopen. Die interessante is, terwyl Jesus langs hulle in die pad stap, erken hulle hom nie aanvanklik nie. En mense wonder nogal hoekom was dit so gewees, want Jesus sê vir ons dat hy het homself bekend gemaak. Ek bedoel, hulle moes tog geweet het hoe lyk hy. Hulle het hom tog gereeld nou gevolg op TikTok of op YouTube. Hulle het mos, as hy daar was, het hulle gaan sit en luister na hom. Hulle het hom gesien, hulle het geweet wie Jesus is. Hulle het geweet hoe hy lyk. En tog herken hulle hom nie as hy langs hulle stap nie. Ons lees in Johannes 9 vers 25 dat een van hulle, vroeër in die teks lees ons van, die een se naam was Kleopas. En in Johannes 9 vers 25 lees ons dat een van die vroue wat langs die kruis gestaan het, sy naam was die vrou van Kleopas. En daar's 'n bietjie debat onder die teoloë daaroor, maar dit is 'n sterk moontlikheid dat dit verwys na hierdie ou, na hierdie Kleopas. So, hulle het nie net van, hulle het Jesus geluister na, hulle het gekyk na hom, hulle het geweet van hom in 'n meer intieme manier. Maar na alles stap hulle 10 km saam met hom, 12 km saam met hom en hulle herken hom nie. En tog was hy herkenbaar. In vers 39 van Lukas lees ons dat Jesus aan die disippels self verskyn en dat hy dan vir hulle sy liggaam wys, dat hy vir hulle die merke wys op sy liggaam. Met ander woorde, hy was in 'n fisiese werklike vorm hier en dan gaan die teks selfs voort en al die ander tekste in die ander evangelies om te sê, maar hy het saam met hulle geëet ensovoorts om te wys maar hy was volkome mens wat opgestaan het. Dit was nie net 'n gees wat hy verskyn het aan hulle nie. Hy was liggaamlik by hulle. So Jesus stap saam met hierdie ouens en hy is hy en tog herken hulle hom nie op daai oomblik nie. My vraag is, as Jesus volgende hier inkom en hy die mikrofoon kom vat en met ons begin praat, sou ons hom herken? Sou ons geweet het dit is hy? In Johannes 10 sê Jesus, maar my skape ken my stem. Hulle herken my stem. So hierdie ouens, hierdie Emmausgangers moes tog geweet het hoe klink Jesus se stem. Hulle het dan saam met hom gestap. Hulle het hom geluister. Hier stap hy saam met hulle. Hulle moes tog iets herken het van hom. En tog doen hulle dit nie. Jesus sê, my disippels my skape sal my stem herken. Ek weet nie of jy saam sien nie, ek weet nie of jy hom sou herken as hy vanoggend hier sou instap nie. Herken jy hom in jou eie storie elke dag? Herken jy hom wanneer jy jou lewe leef, hoe hy saam met jou stap? Herken jy hom? En dan, soos ons gelees het, Jesus maak of hy verbygaan. Jesus maak of hy verbygaan en hulle nooi hom in. Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, ek staan by die deur en ek klop, wie my stem hoor en die deur oopmaak, ek sal ingaan en saam met hom gaan feesmaal hou. So, hier kom hierdie ouens en Jesus sê, kom, hulle nooi hom, kom, steeds herken hulle hom nie, maar wanneer hulle gaan sit, dan gebeur daar iets. Dalk hoor en lees jy gereeld die woord, dalk luister jy na baie boodskappe, jy kom kerk toe. Die vraag wat ons onsself moet afvra is,
is die woord, is hierdie geopenbaarde woord, met ander woorde die Logos, die Jesus, is hy deel van ons? Is daai woord deel van ons? Is ons net aanhangers van die woord? Of is ons werklik volgers van hierdie woord? Hierdie aanhangers word volgers van Jesus wanneer die honger in hulle hart het, die geestelike honger, hulle het hierdie woord nou gehoor, wanneer dit hulle so aanspoor dat hulle sê, die hongerpyne is so erg dat ons nie anders kan as om hom in te nooi na ons toe nie. Hulle laat hom nie toe om verder te stap nie. Hulle sê nee, kom sit by ons. Met ander woorde, hulle wil nog hoor, hulle wil nog inneem. Iets gebeur in hulle in daai proses. So, die volgende interessantheid wat nou gebeur is dat Jesus gaan sit saam met hulle aan die tafel. En die vraag is, hoe word hulle hongerpyne nou gevul? Hoe word hulle hongerpyne gevul? En ons sien dat Jesus die brood kom breek. Jesus kom eet iets saam met hulle, maar nou is die interessante wat hier gebeur. Dis 'n groot maar eintlik, want die gas, Jesus is die gas wat by hulle kom sit, maar nou kom die gas en hy breek die brood, vers 30 nie. Hy kom breek die brood, en hy seën dit en hy deel dit uit. Dit was totaal en al teen verkeerd om in terme van die gebruik van daai tyd. Die gasheer was die hoof van die huis, die pa van die huis sou die gasheer wees wat die brood moes breek. Met ander woorde, wie ook al sy huis hulle by gesit het, sê maar Cleopas, sou die brood moes gebreek het, die seën uitgespreek het, dankie gesê het, die brood uitgedeel het en aan sy gas gegee het. Maar nou word die rolle hier skielik omgeruil en Jesus word die gasheer. En die teks sê nie eintlik vir ons wat hulle reaksie was daaroor nie, want ek dink hulle was seker so in verwondering met wat nou gebeur. Maar skielik, wanneer Jesus die brood breek, gaan hulle oë oop. Skielik word iets vir hulle duidelik en skielik sien hulle hom vir wie hy is. Hulle sien hom. Vers 31, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hulle het hom herken. Nou, in die antieke gebruik, jy moet iets verstaan van 'n ete in die antieke tye. In die antieke tye was 'n ete, wanneer jy iemand nooi om by jou te kom aansit, was dit 'n baie intieme geleentheid. Dit is nou nie soos wat ek vir jou net so sê, luister, kry my gou by Dathiel of waar ook al vir 'n koppie koffie en dan eet ons miskien gou 'n broodjie of 'n stukkie koek saam nie, en ons kuier gou saam nie. Nee, hierdie is 'n intieme geleentheid. Dis wanneer ek jou nooi vir braaivleis by my en ek steek die vuur aan en ons kuier saam en ons skink dalk 'n glasie rooiwyn en ons kuier en ons praat met mekaar oor ons diepste mens wees. Ons deel, ons kommunikeer onsself met mekaar. Ons word deel van mekaar rondom hierdie ete. Ons beleef dit baie in ons kultuur ook. En dit was presies hoe dit daar was. So met ander woorde, as hulle hom innooi om te kom eet, was dit werklik waar 'n intieme geleentheid om meer te weet, meer te hoor, meer te eet van hierdie woord wat hy vir hulle kom gee. Wat beteken dit geestelik dat Jesus die brood kom breek het op daardie oomblik? Die van u wat by die Paasfees die donderdag aand by die nagmaal was of Vrydagoggend by huis Mosterdsoek by die nagmaal was, sal miskien iets hiervan verstaan. Maar Jesus kom breek sy brood in ons lewens, nee. Sy liggaam is die brood wat gebreek word. Sy liggaam is dit wat stikkend raak sodat ek en jy kan heel word in ons totale menswees, geestelik, psigies, fisies, kan heel word, kan deel kry aan dit wat hy kom doen het as die Messias. En dit is hoe ons kan deel word van hom, is wanneer ons die brood met hom breek. Jesus dring hom nie op aan ons nie. Hy klop aan die deur. Hy stap saam, hy maak asof hy gaan verbystap. Hy roep, hy praat, maar hy dring hom nie op aan ons nie. Maar dis wanneer ons hom innooi, wanneer ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid, wanneer ons by mekaar kom saam met hom, dat sy woord in ons gebreek word. En
Ek het myself die vraag afgevra, saam met wie eet ek die meeste? Saam met wie eet jy die meeste? Netflix, Facebook, sosiale media, YouTube, TikTok, jou beste pel. Saam met wie eet ons die meeste? Wie jy mee saam eet, sal bepaal of jou honger gestil word. Wie jy mee saam eet, sal bepaal of jou honger gestil word. Johannes 6:35 sê Jesus, nadat hy die brood vermeerder het, en die brood gebreek het en uitgedeel het, en die mense dink, hom volg, en agter hom aan hardloop, letterlik oor die meer, want hulle soek nog brood, hulle soek nog kos. Kom sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Tyd saam met hom sal gee dat sy vrede, dat sy versadiging jou sal oorneem, dat die honger gestil sal word in jou lewe. Tyd saam met hom. Aanhangers, ek gaan vir my gou terug. Aanhangers word volgers. Aanhangers word volgers. Want hulle oë word geopen toe hulle saam met Jesus die brood breek. In vers 44 verder aan in die gedeelte sien ons hoe Jesus aan die disipels verskyn en dan sy liggaam vir hulle wys en hoe hulle verstand geopen word. So hierdie Emmausgangers se oë gaan oop. Die disipels se verstand gaan oop dat hulle kan verstaan wat het hy vir 3 jaar met hulle gepraat, gedoen, geleer, gewys. Hoe het hy God se koninkryk kom tentoonstel? Hierdie jaar wat voor ons lê, gaan ons praat eintlik rondom die hele vraag van hoe tref die tekkie die teer? Hoe tref die tekkie die teer? Hoekom is my geloof, my verhouding met Jesus, hoekom is my verhouding met God die Vader, hoekom is my saamleef met die Heilige Gees belangrik? Hoe raak dit my lewe elke dag in elke aspek van my lewe? Hoe raak dit my verhoudings? Hoe raak dit my werk? Hoe raak dit my besluite wat ek neem? Hoe raak dit my woorde wat ek spreek? Hoe raak dit my as mens? Hoe raak dit elke stukkie van ons lewe? Besef ons dat Jesus werklik waar in ons storie is en dat hy elke dag saam met ons wandel en dat hy homself hier is saam met ons, want hy het vir ons gesterf en hy het vir ons opgestaan en hy het vir ons sy gees kom gee om saam met ons te wees. Jesus begeer om saam met ons gemeenskap te hê. Besef jy dat hy eintlik met jou wil brood breek? Dat hy met jou wil eenheid brood breek, met jou wil gemeenskap hou. Ons tema wat ons verder hierdie jare gaan praat oor, is juist hierdie tema. Here, open ons oë. Here, open ons oë. In Efesiërs 1 sê Paulus, en hy bid hierdie gebed vir die gemeente, en hy sê, ek gaan net lees hier van vers 17 af, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. Met ander woorde, verstaan, wat het hy werklik kom doen. Hierdie Emmausgangers het iets verstaan daarvan, hulle het geluister na hom, hulle het die video's gevolg, hulle het geluister, hulle het gekyk, en dan sê hy, en dat die oë van julle harte, julle geestesoë, met ander woorde, verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus. Wanneer?
toe hy hom opgewek het uit die dood, en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo elke naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul, wat alles in alles is. Staan nou letterlik in die Grieks. Alles in alles. Jesus is die brood wat vir ons gebreek is. Hy is die hoof. Ons is sy liggaam, in mekaar, saam met mekaar. En my gebed is dat God in hierdie jaar ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons die totale impak van die evangelie, wat dit regtig beteken vir ons, sal verstaan. Ek nooi jou om saam met my te luister na 'n lied, 'n tamelike ou lied van die 80s van David Mees. Open the eyes of my heart, Lord. Dankie, Eugene.
Toe hulle sien, het hierdie manne opgespring en teruggehaas, sê een van die vertalings. Hulle het hulle teruggehaas na Jerusalem toe. Hulle het nie langer gewag nie, want iets in hulle het losgekom, het wakker geword. En my gebed is dat die Here dit vir ons sal doen. So, ek wil jou uitnooi vanoggend as jy saam met my hierdie gebed wil bid, dat jy dit uit jou hart uit sal saam met my bid. Here, open ons oë, dat ons ook sal verstaan, wat het U vir my kom doen, en hoe dit my lewe werklik raak. Amen.